Slaan ons na die werke, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het. Genade en vrede vir julle van God, ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sal saam sing, broer en suster, Psalm 31 vers 15 tot 17. Hoe groot is Heer, die seënstrome vir wie opreg van gees. Psalm 31 vers 15 tot 17. Hoe groot is Heer, die seënstrome vir wie opreg van gees wil wandel in die vrees. Hoe groot die vreugde van die vrome, as almal kan bemerk die heil wat die bewerk het. Die steek al weg al die vereerders, laat verging in die nou van God se aangesig. Die steek al weg verswame sweerders, en oor die kunstenaars verkom in twinste dinge. Die loof sy God vir sy genade, so wonderbaar en groot, aan my sy gunsteling woord. Sy oors op my en liefde Vader. Hy lei my na 'n venster, 'n veilige verwenster. Kom ons bely ons geloof aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefde broer en suster, kom ons luister na die wet van die Here uit Eksodus hoofstuk 20 vanaf vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie.
Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing saam Psalm 51 vers 3 en vers 4 en daarna soek ons die aangesig van die Here in gebed. God en Hemelse Vader, ons kom voor U en erken dat ons in onsself te swak is om selfs vir 'n oomblik onsself staande te hou. Die duiwel kry ons so maklik beet. Ons bely dat ons geneig is om af te dwaal en dat ons harte dikwels gedurig verslaaf raak aan die afgode in hierdie sondige wêreld. Here, ons vra dat U ons sal lei en versterk deur die krag van die Heilige Gees. Moet ons nie laat swik en verval in die strikke van ons 3 geswore vyande nie. Die duiwel wat soos 'n brullende leeu rondsluip op soek na ons. Hy wil ons verskeer en wil ons geestelik en liggaamlik vernietig as hy kan. Die sondige wêreld
wat probeer om ons met vinnige en sinlose plesier weg te lok en ons in sy vorm te giet. Die sondige wêreld wil ons wêrelds maak. Verhoed tog dat ons die sondige wêreld sal liefkry en soos die sondige wêreld sal word. Breek alle vriendskaplike bande wat ons oor tyd met hom opgebou het. Ja, laat ons liewer alle wêreldse vriende verloor, al moet ons alleen wees en alleen staan. Met U in ons lewe is ons tog in werklikheid nie eensaam en alleen nie. Lei ons en versterk ons om te stry teen ons eie sondige natuur, wat voortdurend teen U Heilige Gees rebelleer en aan die oorblyfsels van die sonde verbete vasklou. Ons is soms verbaas oor die boosheid wat daar in ons kan skuil. Laat ons nooit vergeet van hierdie boosheid, maar laat ons ook nooit ophou heftig stry teen die boosheid in ons nie. Gee aan ons die volle wapenrusting van U genade. Help ons om hierdie versoekings ferm teen te staan, sodat ons nie in sonde verval nie, maar eerder in heiligheid groei. Ondersteun ons in hierdie geestelike stryd, totdat ons eindelik die volle oorwinning in U teenwoordigheid behaal. Maak ons vanoggend deur U woord van hierdie drieledige stryd bewus, en rus ons met die oog op hierdie stryd ook toe deur die verklaring van die woord. Maak ons oë oop vir die geestelike bedreiging van hierdie drie dodelike vyande, wat ons elkeen in ons lewens het. Miskien luister daar iemand na hierdie boodskap, wat dink dat hierdie stryd nie eg is nie, of 'n werklike gevaar is nie. Oortuig hulle daar in hulle hart waar alleen kan werk, o God en Vader, deur die werking van die Heilige Gees, dat hierdie boodskap waar is en relevant is. Ons vra dit nie vanweë enige verdienste in ons nie, maar vanweë die volmaakte gehoorsaamheid en oorwinning van Jesus Christus, wat reeds al drie hierdie doodsvyande oorwin het. Amen. Geliefde broer en suster, ons luister na die woord van die Here. Ons lees vir die eerste preek twee gedeeltes. Die eerste, 'n baie bekende gedeelte, Efesiërs 6 vers 10 tot 20. Ek gebruik die 53 Afrikaanse vertaling. Eindelik, my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die luste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en julle daartoe waak met alle volharding en smeking. Veral die heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettinge, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet spreek. Geliefde broer en suster, ek probeer iets aan hierdie klank doen. Ek dink nie dis moontlik nie. Ek het my baadjie ook nou losgeknoop, so verskoon maar. Daar is maar 'n gekrap. Ons sal kyk of ons dit beter kan kry. Dan 1 Johannes 2 vers 14 tot 17.
Ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe, jongmanne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Nou, ons teks, broer en suster, is die eerste vraag en eintlik antwoord van Sondag 52, dis die laaste vraag en antwoord van die Heidelbergse Katekismes. En dit is dan die volgende: wat is die 6de bede? Dis natuurlik die deel oor die dankbaarheid, dit is die Onse Vader gebed, dis die laaste bede. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dit is, ons is in onsself so swak dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons doodsvyande, die duiwel, die wêreld en ons eie sondige natuur nie op om ons aan te val nie. Wil U ons tog deur die krag van U Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied en hierdie geestelike stryd nie beswyk nie, totdat ons uiteindelik die oorwinning volkome behaal. Geliefde broer en suster, dit is vanoggend geestelike oorlogvoering waaroor ons met mekaar moet gesels. Geestelike oorlogvoering is iets wat vir die meeste van ons eintlik nie 'n baie bekende saak is nie. Ek dink dat geestelike oorlogvoering, kan 'n mens in kort sê, is 'n aktiewe daaglikse stryd teen ons 3 doodsvyande. 'n Aktiewe daaglikse stryd. Ek dink ons weet nie veel van geestelike oorlogvoering nie, of ons praat nie baie daaroor nie, omdat ons dink dit is iets wat van 'n charismatiese onderwerp. Dit is iets waaroor mense praat wat in die charismatiese beweging is. Jy hoor altyd, hulle is in die een of ander geestelike oorlog gewikkel, en daar verskyn allerhande boeke. Baie van daai boeke, moet ek ongelukkig sê, is nie die papier werd waarop dit geskryf is nie. Byvoorbeeld oor jou persoonlike beskermengel en jou geestelike oorlogvoering. Daar is nie so 'n aanduiding van 'n persoonlike beskermengel wat aan jou toegeken word met jou geboorte nie, daai tipe van ding. En dit maak dat mense oor die algemeen sê, maar geestelike oorlogvoering, is dit hoegenaamd gereformeerd? Is dit belangrik? En dan kry ons dalk die indruk dat dit hoort nie by ons nie. Dis nie belangrik nie. Maar broer en suster, as jy die Bybel lees, dan besef jy dat geestelike oorlogvoering is 'n werklikheid, dis 'n realiteit. Daar is 'n geestelike stryd, en as jy dit nie sou besef nie, dan is jy alreeds in baie groot gevaar. So ek pleit by u dat u sal luister. Ek dink die ander rede wat ek vanoggend gesit en dink het toe ek nog met my voorbereiding besig was. Ek dink dat die moderne liberale teologie in Afrikaanse kerke het ook hiertoe bygedra. Dit is nie baie lank gelede nie, het Afrikaanse teoloë met groot publisiteit die duiwel dood verklaar. En dit verklaar as 'n mite en 'n storie en 'n uitgedinkte ding van die kerk. En dit het ook gemaak dat mense die persepsie begin kry het, dat die duiwel is nie werklik 'n faktor nie. En dis eintlik iets wat die kerk uitgedink het. Dit het direk daartoe weer bygedra dat hulle by 'n paar ander goed ook uitgekom het, en dit is in Afrikaanse kerke in Suid-Afrika wat dit gebeur het. So ek dink dis die ander ding wat bygedra daartoe, dat mense, as hulle hoor van die duiwel, dan skakel hulle af. Dan dink hulle, ag, dis 'n bangmaak storie hierdie. Ek het mos gehoor, ek het gelees, daar's baie geleerde mense wat sê hierdie is 'n groot bangmaak storie. Nou wil ek vir jou sê, broer en suster, die Bybel sê hierdie is geen bangmaak storie nie, hoor. Dis 'n harde werklikheid, dis 'n realiteit. Daar is 'n duiwel. En hy is die hoofskuldige, maar die duiwel gebruik ook
jou sondige natuur en die sondige wêreld, en hy hou van sekere plekke. Hy sal jou kry op sekere plekke, en jy sal hom ook daar kry. Ek sou, as ek wou vir u 'n hele paar plekke kon noem hier in ons eie dorp. Dit gaan gepaard met gewoonlik brassery, drinkery, losbandigheid. Gelowiges behoort nie eens by hierdie plekke naaste by uit te kom nie. En dan behoort jy te weet van die wapenrusting wat jy as 'n gelowige moet aantrek en moet redelik goed geoefend wees. Ek dink as gevolg van dit wat ek reeds vir u verduidelik het, hierdie ding, dat mense dink die duiwel is 'n bangmaak storie van die kerk, het mense hulle geestelike wapenrusting uitgetrek. Dit lê ernstig in die kluis, soos jou vuurwapen in die kluis. Ek hoop nie hy is daar in die kluis nie. Ek hoop hy's by jou, want ons almal weet, 'n vuurwapen wat in die kluis lê, jy kan hom net sowel gaan ingee by die polisiestasie. Hy's 'n absolute niks werd. Jy gaan nie genoeg tyd hê om hom uit die kluis uit te haal nie. Statistiek bewys dit. As jy gedink het dat jou geestelike wapenrusting wat die Here vir jou gegee het, kan jy maar gaan wegbêre in die kluis, en jy gaan tyd hê om dit uit te haal, dan is jy klaar dood. Vergeet dit. So hierdie denkwyse, dink ek, het daartoe gelei dat mense nie besef in wat 'n geweldige stryd ons gewikkel is nie. 'n Groot deel van die moeilikheid in jou lewe kan op hierdie stadium te wyte wees daarin dat jy nie geestelik oorlog maak nie. Want die duiwel en sy twee trawante, jou sondige natuur en die wêreld, doen met jou en met jou lewe net wat hulle wil. En jy dink dat uiteindelik gaan die sielkundige of die psigiater of die pilletjie oplossing wees vir jou probleem, en ek het niks daarteen. Verstaan my baie mooi. Ek verwys self mense om hulp te gaan kry. Maar 'n groot deel van ons lewe, ek het vir u gesê, die definisie is 'n aktiewe geestelike daaglikse stryd. Mense besef dit nie. So asseblief broer en suster, gaan dink weer hieroor, en as jy nie bid nie, of as jy lui is om te bid, of as jy nie 'n gebedsroetine het nie, of as jy vir jouself die leuen vertel, jy het nie tyd om te bid nie, dan sê ek vir jou, jy is nie besig om geestelik oorlog te voer nie. Jy doen dit nie. En dis hoekom jy of moeilikheid het, of groter moeilikheid is op pad. Want die wyse waarop jy geestelik stry is deur te bid. En eenvoudig te bid, die waarheid te bid. Regtig, dit hoef nie lang uitgerekte, gekompliseerde gebede te wees nie, maar 'n eenvoudige gebed is onontbeerlik belangrik. Ons bid vir die oorwinning oor ons doodsvyande deur God se krag. Wat baie belangrik is, broer en suster, wat 'n mens soms by gelowiges sien, is 'n oormoedigheid en 'n sekerheid van hulle geweldige geloofskrag as kinders van God, as erfgename van God, as hierdie kolosse en reuse, vir wie die duiwel soos 'n brakkie wegvlug. Hy's nie 'n brakkie nie, hoor. Jy gaan jou Moses teekom, as jy met daardie gesindheid die vyand onderskat. Hy is nie 'n skoothoontjie nie. Die Bybel sê vir ons, hy's 'n brullende leeu. En as jy dit nie geweet het van leeujag nie. 'n Leeu brul altyd voordat hy storm. Hy brul altyd, 'n luiperd nooit nie. Dis hoekom 'n luiperd altyd deurkom. Hy kry gewoonlik iemand in die groep, want hy het nie gewaarsku nie. Maar 'n leeu wat brul beteken, ek is op pad, ek kom. En die Bybel sê vir ons spesifiek, hy is 'n brullende leeu. Dis broer en suster, maak baie seker dat jy nederig is in hierdie stryd. Ek hoor mense kan so neerhalend praat van die duiwel. Wees versigtig daarvoor, om neerhalend te praat. Dit verklein hom. Dit laat mense dink hy is sommer 'n ou skootbrakkie. Hy is nie 'n skootbrakkie nie. Ek het dit vir u gesê. Hy was 'n engel van die lig, hy's kragtig. Baie kragtiger is wat die meeste mense hulle self dit kan voorstel, en daarom behoort jy te besef, hierdie is 'n kritiese, belangrike en ernstige saak waaroor vanoggend met ons gepraat word. Ons as gereformeerdes werk graag met die volgende onderskeiding van hand, hart en hoof. Hand, hart en hoof.
ons belydenis, ons katekisasie materiaal werk presies dieselfde byvoorbeeld, met hart, hand en hoof. Met ander woorde, ek dien God vanuit my hart, maar ek het ook kennis van wat my basis van my vertroue is in my hart, en dit word iets prakties in my lewe. En in hierdie stryd werk dit presies dieselfde van hart, hand en hoof, of dan hoof, hart en hand. Maak nie saak watter volgorde jy sou wou gebruik nie. Daar moet Bybelkennis in my hoof wees, goeie, gesonde, ware Bybelkennis in my hoof, wat ek gebruik in my stryd teen hierdie vyand, sodat ek skerp kan wees. Uiteindelik vestig dit absolute vertroue in my hart op God, dat hy my sal help in hierdie stryd. Ek staan nie alleen teen die duiwel nie, jy kan nie alleen teen die duiwel staan nie. Jy kan net teen die duiwel staan in die krag van die Heilige Gees. Mense wat onder die invloed gekom het van die duiwel, mense wat betrokke geraak het by die okkulte, en so ver gegaan het as satanisme, sal vir jou vertel, hierdie dinge is eg. Dis waar, dis 'n realiteit. Daar word, wil ek vir u sê, baie gereeld. Hier's mense wat dit vir u sal kan vertel, wat in die polisiediens was. Mense en kinders wat wegraak, dit gebeur daagliks in Suid-Afrika. Hierdie goed is 'n realiteit. Die helfte van Suid-Afrika se parlement is Satans aanbidders. Besef jy dit? Hulle is die kerk van die Here, dit is u, vyhandig. Hulle maak wette wat jou vyhandig is. Hoe lyk jou geestelike stryd? En dan uiteindelik is my vraag, as dit dan in jou hoof is, as dit die vertroue in jou hart is, het jy gevoude biddende hande. Leer iets van hierdie vyand ken, sodat jy werklik teen hom kan stry. Jy moet die verband sien met die vorige bede, vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Daar bid ek dat die Here my sonde sal vergewe. Dat ek nie voortdurend loop met 'n swaard oor my hoof wat vir my sê, maar jy is 'n sondaar. Want die duiwel is lief om daarby aan te hak, my te herinner aan ou sonde, my te herinner daaraan dat ek is nie goed genoeg nie. Maar die sonde is ook 'n mag. En as ons by die 6de bede kom, dan bid ons ook dat die mag gebreek moet word, wat die sonde oor ons kan kry. En hy wil juis die sonde van die verlede gebruik om 'n mag in ons lewe te vestig, wat ons van God af weghou. So ons doodsvyande, broer en suster, het u nou al gehoor, ons bely dit ook so in ons belydenis. So in die eerste plek is dit dan die duiwel, en dan lees ons in Johannes 8 vers 44, julle het die duiwel as vader, sê die Here Jesus vir die Jode. En die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is en die vader daarvan. So hy is lief om leuns te gebruik. Het u gehoor, hy is 'n mensemoordenaar. Hy sal jou geestelik doodmaak. En as hy kan, sal hy jou liggaamlik doodmaak. En as hy nog nie met jou klaar nie, hy sal vir jou ewig doodmaak. Dis wat hy wil doen. Hy sal sy mense en sy organisasies en sy demone in hierdie wêreld gebruik om jou dood te maak. Geestelik, liggaamlik en ewig. Hoe gaan jy voel as ek vanoggend vir jou sê, ek weet, iemand wil jou vermoor. Ek weet, hulle is deeglik toegerus en hulle beplan jou dood. Jy gaan wil weet, wie is dit? Wanneer gaan hulle kom? Hoe gaan hulle kom? Hoe goed gewapen is hulle? Maar gelowiges is doodluiters en tevrede, sit lekker agteroor. Die dominee het 'n preek gehad oor die duiwel vanoggend. Die preek gaan nie oor die duiwel nie, die preek gaan oor God, wat vir ons sê in die Bybel, julle is in gevaar. God wat ons lief het en ons waarsku en vir ons sê, iemand is besig om jou dood te beplan,
jou totale dood, jou geestelike, liggaamlike en ewige dood. Neem kennis, word wakker, dis 'n realiteit. Wat gaan jy daaraan doen? Hy gaan leuns gebruik. Is jy lief daarvoor om 'n leuen te vertel? Dink jy dit is geregverdig om 'n leuen te vertel, om uit die moeilikheid uit te kom? Of bly jy by die absolute waarheid? Want ek wil vir u sê, die waarheid is 'n rariteit in die lewe van vandag. Hoeveel mense kry jy wat na jou toe kom en sê, ek wil vir jou kom sê, ek het iets heeltemal verkeerd gedoen. Ek wil jou daarvan vertel, ek het teen jou iets verkeerd gedoen. Ek is jammer. Hoor jy dit nog? Gebeur amper nie. Moenie in die leuen gaan lewe nie, hy is die vader van die leuen. Hy is ook die aanklaer van ons broers, sê Openbaring 12 vers 11. Eintlik moet jy lees vanaf vers 7. Daar skryf Johannes, en daar het oorlog in die hemel gekom. Kan hy ons nog aankla soos hy in die verlede gedoen het, soos byvoorbeeld toe hy Yeshua die hoëpriester aangekla het in die boek Sagaria, of soos wat hy Job by God probeer verklaar het? Kan hy nog in die hemel kom? Ons lees in Openbaring 12 vers 7, en daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak is die duiwel, as jy nie geweet het nie, en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Daardie engele is die demone. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broers is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor ons God, dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die getuienis. En daardie getuienis is natuurlik ook die evangelie wat verkondig word. Broer en suster, is u besig om die oorwinning te behaal oor hierdie groot vyand? Brullende leeu het ek reeds vir u gesê, dis 1 Petrus 5 vers 8. Hy is ook die slang van ouds, Openbaring 12 vers 10. En dan woorde hy werk op 'n slinkse wyse. Daardie persoon wat langs jou kom sit by die drinkplek, wat die goed in jou kop inpraat. Daardie mense wat voorgee dat hulle jou vriende is, maar jy ken hulle nie eintlik nie. Jy kom agter, daar is nie plek vir God of vir sy woord in hulle lewe nie. En al die dinge wat hulle vir jou voorpraat en wat hulle wil hê saam met hulle moet doen, is in stryd met die woord van God. Of daardie mense wat saam met jou werk. Kan selfs kinders by die skool wees. Hy werk op 'n slinkse wyse, soms op 'n indirekte manier. Kyk 'n bietjie na sy werkswyse in die versoeking van ons Here Jesus in Matteus 4 vers 1 tot 11. Met die eerste versoeking kom hy met skynbaar die oplossing vir die probleem. Die Here Jesus het nie geëet nie. Maak net uiteindelik brood van die klippe. Doen 'n wonderwerk, dit is immers vir u as die seun van God moontlik om 'n wonderwerk te doen en van klippe brood te maak. Maak van al die klippe op die aarde brood en aan al die mense brood om te eet. Maar dis nie die wyse waarop God sy seun wil verheerlik nie. En die tweede versoeking is die sensasionele. Deurdat as die Here hier afspring van die tempel, die hoogste gebou in Jerusalem, en die engele kom en dra hom veilig tot op die grond, dan sal almal in hom glo en hom aanbid. En die derde versoeking is dat hy sê, en hy gee voor, dat alles aan hom behoort en hy kan dit aan die Here gee, sodat die Here al die roem en die rykdom kan hê. Dis hoe die duiwel werk, broer en suster, op 'n slinkse, versigtige manier. As jy enige strewe het om beroemd te wees, ryk te wees, uit te staan, anderste te wees, sien dit raak. En wees baie versigtig, broer en suster, die duiwel het dalk al reeds met jou begin.
Hy's 'n gevaarlike vyand. Wees op jou hoede. Mense kan verskriklik seker wees van hulle self, hoor ek. Paulus waarsku in 1 Korintiërs 10 vers 12, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Ek wil vir julle sê, mense wat so seker is van hulle self, dat hulle so kragtig teen die duiwel staan, het klaar geval. Hulle het klaar geval. Hulle het klaar gestruikel oor hulle self. Nee, as jy afhanklik is, nederig is, sê ek is niks en kan niks sonder die genade van God, ek kan nie op my eie staan voor God, as dit nie vir hom is nie, as dit nie vir sy Heilige Gees is nie. Dis hoe jy hierdie stryd aanpak. Die wêreld is vol mooi goed, aanloklike goed, pragtige goed. Daar is baie dinge in die wêreld wat 'n mens kan wegsleep, wegvat van God af, wat God se tyd in jou lewe kan begin in beslag neem. Daar is weelde, daar is welis het te doen met die seksuele. Daar is tog al die pornografie wat in hierdie wêreld is. Van waar af dink jy kom dit? Die grootste gedeelte van die internet is pornografie. En blykbaar dink mense dit is onskuldig. Dis natuurlik, word daar selfs gesê. Dis lewensbedreigend en gevaarlik en vernietig totaal. Dit vernietig mense, dit vernietig huwelike. Dit verslaaf mense. Dit verwoes hulle. Dit verwoes kinders en mense se lewens op 'n skaal wat ongekend is. En dit gebeur in Suid-Afrika. Weet jy hoeveel mense het die FBI al hier in Suid-Afrika gearresteer? Wat deel is van groot internasionale pornografie netwerke. As u gedink het, dit is net in Amerika wat hierdie mense sit. Hulle is hier in Suid-Afrika. Ek weet een spesifieke persoon was in Kreersdorp. Daar's 3 as ek nou reg onthou, wat onlangs gearresteer is. Internasionale netwerke. As jy die wêreld gaan liefkry, as jy wil roemryk wees, as jy wil ryk wees, as dit jou groot dryfveer is, om vir mense te wys wie jy is en wat jy bereik het, is jy Demas. Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry en my verlaat, skryf Paulus. En Demas, sover as wat ons weet, is verlore. 2 Timoteus 4 vers 10. Mense kan stry hieroor, teoloë kan stry hieroor, oor die volgende een. Hulle sê, dit is nie so nie. 'n Mens is eintlik goed. Daar is 'n stukkie goed in elke mens. Yin en yang, jy ken dit mos. Daar die sirkel met die een donker kant met die wit kolletjie in en die ander die ligte kant met die swart kolletjie in. Dis yin en yang. Die filosofie daar agter is dat in alles wat goed is daar 'n stukkie swart, is daar 'n stukkie sleg. En in alles wat sleg is, dis die donker deel, is daar 'n wit kolletjie, is daar 'n stukkie goed. Dis nie die Bybel daai nie. Die Bybel sê in die mens is daar nie iets wat goed is nie. Tensy God jou wederbaar het deur sy Gees. Ons is sondig, ons kan nie op ons eie bene staan teen hierdie vyand nie. Ons het 'n sondige natuur wat ons altyd potjie en laat val. Ken teoloë wat daaroor stry, wat sê nee. Wat staan daar in Galasiërs hoofstuk 5? Paulus praat van wat die vlees begeer. En ek dink die 83 vertaling het die vlees begeer vertaal met wat jou sondige natuur begeer. Dit gee die bedoeling weer van vlees. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. En dan die werke van die vlees, gee Paulus vir ons in Galasiërs 5 vanaf vers 13. Oorspel, as jy jou vrou of jou man verneek. Hoerery. Hoerery is as jy, byvoorbeeld, ek sou sê pornografie val onder hoerery. Of enige geflirt met 'n persoon met wie jy nie getroud is nie. Onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid,
toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery. Brassery is oordadigheid en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, lyk my Paulus het dieselfde probleem gehad, want mense nie hoor nie, nie luister nie. Hy sê, wat ek al gesê het, wat ek weer sê en nou moet sê, weer moet sê, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Weet jy wat beteken dit? Dink jy weet wat dit beteken? Hoekom aanhou? Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis in daai hoofstuk waar jy die vrug van die Gees kry. Dis geliefde broer en suster, ons is in onsself te swak, ons kan nie hierdie stryd stry nie en daarom moet jy bid. Daarom moet jy vra dat die Here jou die krag moet gee deur sy woord en deur sy Gees, dat hy jou moet lei deur sy woord en deur sy Gees. Wanneer die duiwel die Here Jesus versoek, dan sê die Here Jesus nie vir hom, ek doen 'n wonderwerk dat jy kan pad gee nie. Hy sê vir hom, daar staan geskrywe, daar staan ook geskrywe, want die duiwel begin die Bybel aanhaal. Hy begin die Bybel aanhaal. Die duiwel ken die Bybel baie goed. Hy ken hom baie beter as wat ek hom ken. Hy sal hom vir jou aanhaal, maar hy gaan hom vir jou verkeerd aanhaal. En daarom sê die Here vir hom, daar staan ook geskrywe. Haal die Bybel reg aan. Besop vir die mense wat hier 'n vers en daar 'n vers sommer maar net aanhaal. Die verse moet binne konteks wees. Augustinus het blybaar gebid, as jy nie weet wie was Augustinus nie, hy was die grootste kerkvader van, dink ek van alle tye, het gebid, Here, verlos my, maar net nie nou nie. En hoekom het Augustinus dit gebid? Want hy het saam met vrouens gebly. Hy het dit gedoen. Dit was hoe hy gelewe het voordat hy tot bekering gekom het. Here, verlos my, hy's godsdienstig, maar asseblief net nie nou nie. Here, ek wil nie dien, maar asseblief net nie nou nie. Here, ek wil nog een keer saam met my vriende uitgaan, net nie vanaand nie. Ek wil net nie vanaand gered word nie. Jy moet net hoop vanaand is nie die wederkoms nie, want dan het jy 'n probleem, is dit nie? Net nie nou nie. Dis hoe baie gelowiges hulle lewe inrig. En as ek insien, as ek werklik begin verstaan, ek was op 'n gevaarlike en 'n verkeerde pad op hierdie punt, wat nou? Wat gaan nou van my word? Is dit nie te laat vir my nie? Is dit nie alles verby nie? Dan lees ons in Hebreërs 4 vers 15, die hoë priester wat ons het, en dit is ons Here Jesus Christus, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy is immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Ek het 'n hoë priester wat my verstaan, wat my ken, wat weet hoe 'n mens is. Gisteraand lees ek in my vrou uit die Bybel uit in Johannes 8. En ek bedoel, hier bring die Jode 'n vrou wat hulle gevang het, wat oorspel gepleeg het. Hulle sê, sy moet doodgegooi word met klippe, u ken die geskiedenis. En die Here sê vir hulle, as een van julle nie skuld het nie, gaan voltrek die vonnis. En na so 'n rukkie staan die vrou nog steeds by hom alleen. Onthou u wat het die Here vir haar gesê? Die Here vra vir haar, mevrou, het nie een van jou beskuldigers die oordeel oor jou voltrek nie? En sy sê, nie een nie, Here. En hy sê, ek ook nie. Ek gaan ook nie oor jou oordeel nie. Maar gaan en moenie weer sondig nie. En dis vir my absoluut merkwaardig, dat die Seun van God daai vrou nie daar veroordeel nie. Sy is skuldig. Sy is definitief skuldig. Maar hy veroordeel haar nie. Hy sê net vir haar ook, moenie weer hierdie sonde gaan doen nie. Ons het 'n hoë priester wat werklik met ons kan medelee hê. Jy kan 'n nuwe begin maak, maar maak
jou oë oop, trek die volle wapenrusting van God aan. Gaan lees weer Efesiërs oor die wapenrusting van God. Amen. Kom ons sing saam, Psalm 71 vers 1 tot 3. Ons lees saam broer en suster Johannes 14 vers 1 tot 4. Dit gaan hier oor om alles in die naam van die Here Jesus te vra. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? En Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle, en het julle my nie geken nie, Filippus. Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo my ter wille van die werke self. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Hoe sluit jy jou gebed af? Vraag 128. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Dit is, ons bid dit alles van u, omdat u ons koning wat mag is, omdat u as ons koning wat mag oor alles het, ons alle goeie dinge wil en kan gee, sodat daardeur nie ons nie, maar u heilige naam ewig geprys sal word. Wat beteken die woord Amen?
Amen wil sê dit is waar en seker, want my gebed is baie sekerder deur God verhoor as wat ek in my hart voel dat ek dit van hom begeer. Geliefde broer en suster, hoe sluit jy jou gebed af? Ek vra dit in die naam van die Here Jesus Christus, of ek vra dit op grond van u genade. Ek dink dit is tog beter om te sê, ek vra dit van u in die naam van my Here Jesus Christus, eerder as ek vra dit in genade, want ek is nie altyd seker of almal weet wat beteken die genade van God op daai spesifieke plek in jou gebed nie. Op daai spesifieke plek in jou gebed, bedoel jy met genade, ek vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Maar is die woorde in die Bybel? Nee, dis nie so in die Bybel nie. Dit is die naaste wat jy daaraan kom, waar die Here sê dat jy moet dit in my naam vra. So in die Onse Vader byvoorbeeld, word ook nie afgesluit met die woorde, ek vra dit in die naam van Jesus Christus nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Dit is dan so belangrik. Hoekom is dit nie daar nie? Waar is Jesus in die Onse Vader? Jesus is nie in die Onse Vader nie. Is dit nie? Nee, hy is verkeerd, hy is. En die eerste woord, ons. Is tog hy wat bid. So hy sê, ons Vader wat in die hemel is. Hy is in die eerste woorde. En juist wanneer hy sê, ons Vader, daai verhouding, dan sê hy, dit is op grond van my werk en my lewe. Dis waar hy is. In die heel eerste woord, dis hoe belangrik hy is. So, dit sou net sowel aan die begin van die gebed kon wees, sekerlik soos aan die einde. By ons is dit nou al die gewoonte dat dit is aan die einde. Dis ook byvoorbeeld nie in sy langste gebed wat ons het nie, en dit is in Johannes hoofstuk 17, sy bekende hoëpriesterlike gebed. Daar word dit ook nie afgesluit met, en ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus nie. Dit sou tog 'n bietjie vreemd gewees het, sou dit nie, as die Here Jesus wat bid, al daardie dinge bid vir die kerk, dan sê, ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus, asof hy nie daar is nie. Die Vader weet tog, hoe werk dit met die gebed? Weet jy hoe werk dit met die gebed? Jy bid hier op aarde onder leiding van die Heilige Gees. Die Here Jesus is die enigste gebedsmiddelaar wat daar is. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So, die enigste manier wat jou gebed in die hemel by die Vader kan uitkom om verhoor te word, is nie deur Maria nie. Jy kan Maria probeer, jy is welkom, ek raai dit af, gaan nie werk nie. Want daai stukkie Rooms-Katolieke teologie dat vir wie luister 'n seun die graagste, hy luister die graagste vir sy ma, dis ook glad nie in die Bybel nie, dis sommer 'n menslike redenasie. Dit word nêrens te beveel nie, so dit gaan nie uitwerk nie. Uiteindelik, die enigste manier waarop jou gebed by die Vader uitkom, wie staan aan die regterhand van die hemelse Vader? Die Here Jesus. So jou gebed beweeg deur die Here Jesus na die Vader. Die Vader verhoor jou gebed. Maar jou gebed word verhoor op grond van hoe fantasties jy is, asseblief. Nie een van ons is so fantasties nie, of so wonderlik nie. Dit word verhoor op grond van die lewe en die werk en die gehoorsaamheid en die getrouheid van ons Here Jesus Christus. Dit is wat dit beteken wanneer ons dit in sy naam vra. En daarom is dit uit die aard van die saak ook heeltemal skeef as jy begin met ons liewe Jesus. Kan jy sien hoe dat dit heeltemal, met ander woorde, nou bid jy deur wie jy moet bid en jou steek jou gebed daar vas. Dit kom nie tot by die Vader nie, want jy spreek nie die Vader aan nie. So, dis vreeslik belangrik dat 'n mens hierdie ding verstaan, dat jou kinders dit reg leer, dat jy reg kan bid, want dit is 'n ramp as jy nie reg kan bid nie. Hoe kan jy ooit dan met God reg praat en deur God verhoor word, want jy bly verkeerd bid. Jy bid op jou manier wat jy uitgedink het, of wat die een of ander mens op aarde vir jou uitgedink het. So ja, maak maar seker dat u verstaan hoe dit met die gebed werk, hoekom u die woorde bid, wat die betekenis daarvan is, en gebruik dit op die regte manier. Ons word dus geleer, ons bid alles van ons Vader in die naam van Jesus, wat dit wil en kan vir ons gee.
Nou ja, in die Afrikaanse vertaling sou jy gesien het dat die 83 vertaling, ek dink ook van al die Afrikaanse vertalings, is die 1983 vertaling 'n hele entjie die swakste. Ek praat nou van die Bybelgenootskap vertalings. Ek praat nie eers oor lewende Bybel, kinderbybel, Bybel vir seuns, Bybel vir alleen mammas of wat ook al nie. Daai goed is nie eers, die woord Bybel moenie eers daar gebruik word nie. Ek praat van amptelike Bybelgenootskap vertalings. Van amptelike Bybelgenootskap vertalings dink ek die 83 is waarskynlik dan nou die een wat ek die minste sou gebruik, en ek gebruik hom die minste, jy sal dit ook agterkom. Ek dink dan die 2020 vertaling, en die heel beste een nog om te gebruik is die 33-53 vertaling. Dat ek dit dan nou ook maar vir die regheid sê. So moenie jou ou Bybel weggooi nie. So, en dit is krities op hierdie punt. Want as jy na die 83 vertaling toe gaan, dan gaan jy sien maar, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid is nie daar nie. En amen is ook nie daar nie. En jy kan nie glo nie, ons het nou met die synode, was ek op 'n kommissie wat moes 'n besluit neem of moet die amen nou aan die einde van die apostoliese geloofsbelijdenis kom of nie. En ons het Latynse tekste eindeloos nagegaan. Dis krities belangrik. Jy kan nie net goed insit of weglaat soos jy wil nie. Nou hoekom is dit nie in die 83 vertaling nie? Is nie daar nie, want hulle sê dis in 'n paar van die ouer beter Nuwe Testament manuskripte nie in nie. En toe los hulle dit uit. Maar ons weet en ons glo dat die woorde was so algemeen gebruik. Dit was in elke gebed, dat hulle waarskynlik op daardie stadium met die oorskryf van daardie manuskripte gedink het, maar almal weet dit. En almal sal dit weet. Dis nie nodig om dit ook hier weer neer te skryf nie. Maar sit dit wel in jou gebed, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. So jy kan ook nie jou gebed net afsluit soos jy wil nie, hoor. Sommige net, ek is nou klaar. Dis mos wat mense dink amen beteken. Ek stop nou hier. Punt. Ek gaan nou opstaan. Dis afgehandel. Die woord amen het 'n baie definitiewe betekenis. Ek sal dit ook net nou vir u gee. Aan U behoort die koninkryk, broer en suster, spreek ons vertroue uit dat die Here is die een wat ons in alles kan help, en om aan te sluit by die eerste preek, veral in ons stryd teen die bose. Ek weet nie of u dit besef nie, maar die demone is tot die dood toe bang vir die Here Jesus en vir die naam van die Here Jesus. Gaan kyk na die besetene van Gadara. Hoe bang was daardie demone in daardie man vir die Here Jesus? Hulle erken hom onmiddellik. Jy weet, dit is vir my so ironies. Jy kry hier die slim professore en doktore en hulle ontken die Here Jesus, maar die demone en 'n satanis sal vir jou sê, hoor jy, die Here Jesus is reg, hoor. 'n bekeerde satanis sal vir jou sê, kyk, die sataniste weet. Hulle weet van Jesus. Maar hierdie ouens wat teologie geswat het, hulle wil dit ontken. So wat ek vir julle wil sê, uiteindelik gaan kyk na die besetene van Gadara, hoor wat daar die demone sê. Hulle is bang dat hulle gaan voor hulle tyd gepynig word. Jakobus, die broer van die Here, skryf dat in Jakobus 2 vers 19, dat hulle sidder van angs. Stel dit vir jou in perspektief. Ek en jy moet in hierdie wêreld stryd teen die duiwel en teen sy demone en teen al die helse magte, maar ek is meer as bereid om teen hulle te stry, nie in my eie krag nie, maar in die krag van die Here Jesus, vir wie se naam hulle van vrees sidder en hulle is met angs vervul. Dan sal ek teen hulle stry in sy naam. So die vrou wat aan 'n waarsêersgees gelei het, wat haar beset het, wat agter Paulus aangeloop het, wat ook die naam van die Here Jesus erken in Handelinge 16, daar is baie voorbeelde wat ek vir u kan gee. Die Here Jesus het gesê, in die tyd toe hy op aarde was, asseblief, dis nie toe hy opgevaar het na die hemel toe nie. Ek het al gehoor predikante sê dit in Matteus 28, dit kan nie wees nie, dis die verkeerde plek. Dis nie daar waar hy opgevaar het na die hemel toe nie. Daar sê hy, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Glo dit wanneer jy bid.
Jy gaan dalk nog die naam van die Here Jesus ter beskerming moet uitroep, wanneer jy bedreig word deur duiwelse mense. Want die duiwel kan jou fisies laat aanval. Gaan kyk na die voorbeeld van Job. Waar dink jy kom die plaasaanvalle vandaan? Dit word uitgevoer deur Christene. Deur mooi mense. Dit kom van die Sangomas af. Wie dien die Sangomas? Die Sangomas en 'n groot deel van die parlement met al hulle rituele en seremonies, dis okkulties, dis duiwels. Hulle kom om Christen mense te vermoor. Dis wat hulle wil doen. Jy moet bietjie op 'n ander manier kyk na Suid-Afrika en die problematiek in Suid-Afrika. En die Here Jesus sê vir ons is besig met gebed. Jy kan die beste sekuriteitssisteem kry. Jy kan duisende rande gaan spandeer op die ding. Jy kan kettings opsit, jy kan sekuriteit kry wat jou strate patrolleer, jy kan gewapende reaksie hê en hulle kan nog steeds deurkom. Wat is die belangrikste ding wat jy moet doen? Die Here Jesus sê vir sy disippels in Markus 9 vers 29, as hulle nie verstaan, hoekom kon hulle nie die demone uitdryf nie, dan sê hy vir hulle, maar hierdie soort goed kan met niks anders as met gebed en vas uitgedryf word nie. Verstaan julle dan nie? Elektriese heininge, lood en koper keer sekere goed nie. Gebed. As jy jou gesin lief het, dan bid jy. Jy bid vir jou vrou. Jy bid vir jou kind. Jy bid dat hulle julle nie moet vermoor nie. Jy bid dat julle moet geestelik oorleef en fisies. En tot in ewigheid dat julle die koninkryk van God mag beerwe. En wanneer ek sê aan God behoort die koninkryk, dan sê ek daarmee, Here, U kan. Ek weet U kan. Ek glo ook U wil. Ons, my gesin beskerm en bewaar. Aan U behoort die krag. Dit sluit baie direk daarby aan. Ons het nie die krag nie, God het die krag. In Psalm 33 vers 6, deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Kyk, as ek rondloop en ek kyk na alles rondom my, dan besef ek net, as ek, of ek nou 'n skoenlapper sien, en of ek opkyk en ek sien die son of die maan, of ek sien die reën daar buite, dit spreek vir my daarvan dat God kan my help en kan my red en kan my bewaar. Jy weet, mense dink iemand het maar net gesterf in 'n motorongeluk. Ons het gister by so 'n motorongeluk verbygery. Mense is dood. Ons het dit gesien. En dis op 'n plek hier in Vanderbijlpark wat jy sal sê, maar hoe kan mense daar dood wees? 3 voertuie. En dis al 3 Duitse voertuie, ironies genoeg. En die dooies daar's baie. Hoe kan dit gebeur? Iemand het daar dood eenvoudig van vooraf en almal vasgejaag. En mense sê dit was 'n ongeluk. Ja, maar dit is ook wat die duiwel doen. Die duiwel vermoor. En ja, God beskerm en bewaar ons. En ons bid vir sy beskerming en vir sy bewaring. Dis juis waaroor gebed ook gaan. En God gee ons nie oor in die mag van die duiwel nie. U hoef nie met vrees en bewering te lewe nie, maar u moet u oë oopmaak. In Jesaja 40 vers 31 is daar 'n baie mooi belofte, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Mens raak soms so moedeloos in hierdie stryd, jy struikel en jy val. Ons is deel van 'n geestelike marathon, en 'n geestelike marathon wat langer is as 42 jaar, maar wat werklik ons hele lewe lank duur. In hierdie geestelike marathon moet ek altyd onthou, aan U behoort die koninkryk en die krag tot in ewigheid. Ek hou daaraan vas. Aan die Here behoort die heerlikheid. En die heerlikheid, broer en suster, beteken alles wat mooi is, alles wat goed is, alles wat heerlik en lofwaardig is. Ek gaan nie in op al die verskillende betekenis van heerlikheid nou nie, maar dit is vreeslik belangrik om vir die Here ook die eer te gee. Veral ook aan die einde van 'n mens se gebed. 'n Mens se lewe moet altyd soos wat jy ouer word, wees soos 'n roos wat oopgaan. Dis eers maar net 'n knop. Ek het in die week sit ek 'n roos in water
En teen die middag toe die roos oopgegaan. Jy het dit al gesien. Wys dit 'n bietjie vir julle kinders. Sny 'n roos af wat al begin mooi gevorm het, sit hom in die water en dan gaan daar die roos teen die middag is die roos oop. So moet my lewe ook 'n roos wees, soos 'n roos wees wat oopgaan. Wat duidelik daarvan spreek dat ek wil in my lewe die heerlikheid aan die Here gee. Openbaring 4 vers 11. U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want u het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape. Hoe kan jy die heerlikheid aan die Here gee as jy vir my sê, jy bid nie? Of jy bid nie eintlik nie? Ek weet wat beteken, ek bid nie eintlik nie. Ek bid nie eintlik nie beteken, ek bid nie. Ek dink nie dis belangrik nie. Ek dink nie ek het tyd om te bid nie. So jy het nie 2 minute in 'n dag om te bid nie. Wees eerlik daaroor. Jy wil nie bid nie. Jy is nie eers net te lui om te bid nie. Jy wil nie bid nie. Hoekom wil jy nie bid nie? Hoekom wil jy nie bid nie? Antwoord die vraag vir jouself. Hoekom wil jy nie bid nie? Wat is jou rede? Wat is jou verskoning? Jy wil nie bid nie, want jy wil nie luister nie. Jy wil nie hoor wat God in sy woord vir jou sê nie. Jy wil nie die goedheid van die Here raak sien nie. En as jy bid, broer en suster, dan moet jy begin deur aan die Here die heerlikheid te gee, die eer te gee. Hoekom is jou lewe, hoekom het jy nog gelewe? Hoekom is jou lewe eintlik goed? Dis die genade van die Here. Dis die genade van die Here. Hy bewaar jou nog die hele tyd, sonder dat jy gebid het en gevra het. Want jy wil nie bid nie. Jy bid nie eintlik nie. Of jy het opgehou bid. Of nie meer nou vir jou belangrik nie. Besef net, broer en suster, waar sou jy gewees het as die Here nie daar was nie? En ten spyte van jou ontrouheid was hy nog die hele tyd getrou. Verander jou lewe. Die woord amen beteken nie, nou is ek klaar, nou hou ek hier op, punt, ek gaan nou opstaan nie. Dit is 'n verbondsterm wat beteken, dit is waar, dit is seker, dit is vas. So seker as wat hierdie woord uit my mond uitgekom het, weet ek, is hierdie woord deur God gehoor. God hoor my as ek bid. Dit is seker, dit is vas. Amen. Amen is nie 'n toorwoord nie. Amen is 'n woord wat spreek van geloof en van vertroue. Dis 'n woord wat kom vanuit die plek waar ek sê, ek glo in God. Ek verstaan hoe dit werk wanneer ek bid. En God hoor my verseker. So seker as wat Jesus Christus na hierdie aarde toe gekom het en vir my sonde betaal het. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige en ewige God, ons Vader, ons kom voor U en lê die klein brose koninkryke neer wat ons probeer bou het. Ons bely dat ons dikwels meer besorg was oor ons eie gemak, oor ons eie bevordering, as oor U heerskappy in ons harte en in die wêreld. Ons is besig om met ons eie lewens, ons eie pad te loop. Ons het die afgelope week weer vergeet om eers aan U te dink in alles wat ons gedoen het, en alles wat ons beplan het, en alles wat ons gesê het. Hemelse Vader, aan U behoort die koninkryk. U is die regmatige, ewige koning van die hele skepping. Ons erken dat U heers oor die gevare, oor die angste, oor die magte van ons tyd, die onsekerhede van ons toekoms, oor die dieptes van ons eie siele. Omdat U die koning is, vertrou ons dat U alles sal laat saamwerk tot ons beswil en tot U eer. Selfs wanneer U pad vir ons oë verborge lyk, dan vertrou ons U steeds, want aan U behoort die koninkryk. Hemelse Vader, aan U behoort ook die krag. Ons erken dat ons magteloos is om ons eie sondige pad te loop. Daarin is ons kragtig.
Ons is koppig. Ons herhaal sondes. Ons wil nie meer op ons eie krag vertrou nie, want ons is so dikwels al in die steek gelaat deur ons eie krag. Ons wil alleen op U en U almagtige hand vertrou. U is bereid en U is in staat om vir ons alles te gee wat werklik goed is. Gee ons dus die genade om U krag te vertrou in plaas van ons eie. Hemelse Vader, aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Deursoek ons harte, Here. Ons bely hoe maklik ons probeer om U heerlikheid vir onsself te steel. Ons wil ons eie heerlikheid en eer maar laat. Ons bid dat U in ons lewens en in ons oorwinnings die lof slegs vir U heilige naam sal wees. Mag ons blote bestaan 'n weerspieëling wees van U pragt en U heerlikheid. Die woord Amen, Here, daaruit leer ons dat U is getrou en U is goed. Ons kan ons harte op U alleen stel. Ons rus in die belofte dat U ons gebede verseker verhoor. In die naam van ons koning wat koning is oor die ganse aarde, die naam van Jesus Christus, bid ons gebed. Amen. Geliefde broer en suster, daar is geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Ons gaan afsluit, broer en suster. Psalm 119 vers 44 en 45. Heer, U skrif die goddelose soos ons skynskrift van taal. Psalm 119 vers 44 en 45.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.